Goeiemôre julle, wat 'n wonderlike voorreg om saam met julle tyd te kan spandeer. Welkom ook van my kant af as jy ons besoek vanoggend. Dis lekker om julle hier te hê. My naam is Rudo, vir die van julle wat my nie ken nie. Ek is een van die pastore in hierdie gemeente. Is daar enigiemand wat ons besoek van 'n ander dorp af? Jy's by familie, ander dorp, welkom. Nog enigiemand? Welkom julle. Ek wil net sê Pretoria is nie gewoonlik so nie. In Desember nie. Ons het eintlik lekker weer. Ons kan eintlik in ons swembad en swem en dinge soos dit, maar nou reën dit die hele tyd. Ek weet nie wat doen die Kaap nie. Hulle het nou vir ons hulle weer gestuur. En hulle het lekker dae. Ons kry net foto's van hoe mooi dit is in die Kaap, maar ons het regtig lekker. Dit is die beloofde land Pretoria, hulle sê so. Dis lekker om julle saam met ons vanoggend te kan hê. Ons gaan voort vanoggend met ons Kersfeesreeks wat ons noem 'n koning is gebore. A king is born. En ons kyk na die Kersverhaal deur die lewens van die wat die koms van die koning beleef het, wat in daai oomblik toe Jesus gebore is of toe hy in daai eerste 2 jaar van sy lewe was, wat daar was, en te kan ontdek hoe ons die manier hoe hulle gereageer het teenoor Jesus te kan sien wat hulle gedoen het en dit dan te kan toepas in ons lewens. En so ons het laasweek het ons gekyk na die verhaal van Maria se gewillige houding teenoor die koning. Jy het vir ons mooi vertel uit Lukas 1 hoe Maria 'n gewillige houding gehad het teenoor die koning, teenoor Jesus, om Jesus te kan bring in die lewe in. En vandag gaan ons kyk na die wyse manne. Die wyse manne wat die koning gesoek het. En soos julle julle Bybel sê, is julle welkom om oop te maak. Ons gaan saam lees in Matteus 2 vers 1 tot 12. En julle moet, ek weet nou die kinders is ook hier, julle moet nou mooi luister want daar is 'n verrassing. Na die lees van die woord. So as jy, nie net die kinders nie, maar almal moet nou jy moet mooi luister want ons gaan, daar's 'n verrassing, kan ek net sê. Okay, so kom ons lees saam in Matteus 2 vers 1 tot 12, die besoek uit die ooste. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. En na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontstel. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het geantwoord: "In Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe, en jy Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees." Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: "Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as julle hom kry, laat my weet sodat ek ook aan hom hulde kan bewys." Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Ons is nou by vers 11. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Dit is die woord van God. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat ons vanoggend saam u woord kan lees en dit wat
honderde jare so lank terug gebeur het, dat ons dit steeds vandag kan spreek oor ons lippe en kan toepas in ons lewens en kan weet dat U is dieselfde God. Mag ons iets leer van hoe die wyse manne gereageer het teenoor die koning van die konings. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou net vir 'n bietjie konteks om te verstaan waar en hoekom en so aan om die storie bietjie in te kleer, het ek gedink dit sal lekker wees, veral omdat die kinders ook nou hier by ons is vanoggend, om 'n speletjie te speel, 'n vasvra. Okay, ons gaan 'n vasvra doen, 'n vasvra oor die wyse manne. Okay, so ek het julle almal se hulp nodig. Alexander, wag nou man. Okay, almal staan. Okay, ja, gaan staan. Okay, hier's wat ons gaan doen. Dit is 'n uitklop rondes. Okay, daar's 5 vrae. Hierso is hoe dit werk. Waar is in die lug? Okay, hande in die lug. As jy sê dis waar, dan is dit hande in die lug. As jy sê dis onwaar, is hand op jou kop. Okay. So dit is waar en onwaar vrae. Daar's 5 vrae. As jy die eerste een reg het, dan bly jy staan. As jy hom verkeerd het, onthou nou ons is almal skien vir Jesus. Jy's in die kerk. Jy mag nou nie jok vandag nie. As jy hom verkeerd het, sit. Dan koop jou eie KitKat na die tyd. Okay. So as jy sê waar, hand in die lug. As jy sê onwaar, hand op die kop en dan sal ek vir jou sê wat die antwoord is. Okay, goed. So hier is die eerste vraag. Daar was 3 geskenke, waar of onwaar? Om lekker in die lug. Waar of onwaar, daar was 3 geskenke. Okay, as jou hand op jou kop is, kan jy sit. Want daar was 3 geskenke. Dis waar. Hulle het geskenke van goud, wierook en mirre gebring wat tradisionele geskenke vir 'n koning was. Gideon. Wat? Daar was 3 geskenke. Okay. Okay, so volgende vraag. As jy hom verkeerd het, as jy gesê het dis onwaar, dan sit jy. Okay. Volgende vraag. Daar was 3 wyse manne. Waar of onwaar? Okay, so daar was 3 wyse manne, waar of onwaar? Okay, so as jou hand in die lug is, dan moet jy sit. Okay. Die antwoord is onwaar. Ek het geweet, ek gaan so baie van julle elimineer in hierdie oomblik. Julle moet dit geweet het. Die Bybel spesifiseer nie die aantal wyse manne nie. Daar kon 3 gewees het, maar dit is nie dat daar 3 wyse manne was nie. Daar kon meer wees, of kon minder wees, maar daar is nie geskrywe hoeveel daar was en wat hulle name was nie. Ja, sê, okay. Okay, nou raak dit bietjie moeiliker. Right, hande op, of op jou kop. Die wyse manne was ook bekend as Magi. As ek nou sê Magi, is dit nie Maggie van Orkney Snorkney nie. Okay. Magi. Die wyse manne was ook bekend as Magi, waarskynlik van Persië, waar of onwaar. Okay, as jou hand op jou kop is, dan kan jy sit. Dit is waar. Dis waar. So hierdie 3 wyse manne was van Persië af, heel waarskynlik, of hierdie wyse manne, nie die 3 wyse manne nie, die wyse manne. Ek weet, ek toets julle. Julle luister mooi. Okay, en hulle is die Magi genoem, en die term verwys na priesters of wyse manne wat kennis gehad het van astrologie en sterrekunde. Okay, goed. Die 4de vraag, wie staan nog? Okay, ja sy. Okay, goed. Die 4de vraag. Die ster het hulle na die pasgebore koning gelei op die nag toe hy gebore is, waar of onwaar? Die ster het hulle na die pasgebore koning toe gelei op die nag toe hy gebore is, waar of onwaar? Okay, as jou hand op jou kop is jy reg, onwaar. Die wyse manne het vir meer as 'n maand gereis om hierdie nuutgebore koning te soek.
Hulle is deur 'n ster gelei vanaf die ooste na Jerusalem toe, waar hulle eers koning Herodes ontmoet het. En die koning Herodes het hulle na Bethlehem toe gestuur, en hulle het Jesus nie besoek op die nag toe hy gebore is nie, ons moet dit onthou. Hulle besoek kon tot 2 jaar na Jesus se geboorte gewees het, wat in Matteus 1 was. So 'n goeie oefening is eintlik om die storie van die wyse manne en van die skaapherders 'n bietjie te gaan vergelyk. In die vakansie kan jy dit saam met jou kinders doen en dan vergelyk jy die 2 stories. So die wyse manne het eers heel wat later gekom. OK, ons het nog baie. OK, goed, kom ons kyk. Die 5de vraag. Die wyse manne het op dieselfde manier teruggegaan as wat hulle gekom het toe hulle Jesus besoek het, waar of onwaar? OK. As jou hand op jou kop is jy reg? Sorry Tannie Annelie. Die wyse manne is in 'n droom gewaarsku om nie na Herodes terug te keer nie, en hulle het langs 'n ander pad vertrek. Want niemand kan in 'n ontmoeting met Jesus weggaan dieselfde nie, né? Het nog selfs geloop, maar het 'n ander pad gevolg. Dis nou tegnies. Baie geluk. Gideon, sal jy vir elkeen wat staan. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baie mooi julle. Okay. Ek verstaan, ek sien die tegniese kant daarvan, want tegnies kon daar ook 3 wyse manne gewees het. Maar tegnies kon daar ook net 2 wyse manne gewees het. OK, dit was lekker. Dankie dat julle saam gespeel het. Dat julle ook so 'n bietjie konteks van die wyse manne. En hulle word baie keer vergelyk met die skaapherders, en ons dink almal was op dieselfde aand daar gewees. As ons na baie van die blyspelle luister of kyk, en dis goed om hierdie 2 stories bietjie te gaan vergelyk en selfs te kyk na die woorde wat gebruik word as jy die herder se storie in Lukas 2 lees, en ons sien daar was hulle in 'n herberg, maar hier was hulle in 'n huis. Daar gebruik hulle die woord baba, hier gebruik hulle die woord kindjie. En so kyk of jy die verskille kan kry hier in die vakansie. En so wanneer ons na die wyse manne kyk, is daar nog iemand wat 'n sjokolade moet kry? Het almal gekry? Almal gekry, Gideon? Okay, alright. So wanneer ons na hierdie verhaal kyk van die wyse manne, is daar 2 dele van hierdie verhaal wat ek graag vir julle wil uitlig vanoggend, sodat ons op dieselfde manier kan reageer teenoor Jesus. Dis wat ons wil hê, wat ons wil leer, is wanneer ons na hierdie mense wat so naby Jesus gekom het in daai tyd, kan leer hoe hulle van hulle kan leer hoe hulle gereageer het teenoor Jesus. En so wanneer ons vers 1 weer lees, dan sien ons dit sê, na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. En so ek wil hierdie gedeelte beskryf as, hulle het die koning gesoek. Die eerste ding wat ons sien van hierdie wyse manne, hulle het die koning gesoek. Waar is hy wat as koning gebore is? Waar is hy? Hulle kom aan in Jerusalem en hulle sê, waar is hy? Waar is hy? Ons soek die een wat gebore is as die koning. Hulle was nie op soek na 'n lekker ervaring of het ver gereis net vir 'n mooi om 'n outing te hê nie. Hulle het 'n koning gesoek. En hulle het gesoek ten spyte van teenstand. Die Loos skryf, dan sê hulle die wyse manne het waarskynlik met 'n groot gevolg van helpers en wagte gereis vir die lang reis wat verskeie weke sou geneem het. Byvoorbeeld as hulle van Persië af langs die hoofhandelsroete wat sowat 1288 km was, teen 'n gemiddeld van 32 km per dag, sou hulle reis ongeveer 40 dae geneem het. So hulle het dit was nie net 3 wyse manne op donkies wat besluit het, kom ons gaan soek 'n koning nie. Dit is 'n hele gevolg van mense, want dit is 'n gevaarlike handelsroete wat hulle opgegaan het. En hulle is slim manne, so hulle moes ouens gehad het wat hulle beskerm het, want hulle is waardevol
tot 'n koninkryk soos Persië. So hulle het mense gehad wat hulle help draai het. Hulle het mense gehad, hulle het wagte gehad. Hulle het hierdie ouens gehad wat gekom het om hierdie koning te kom soek. Dit was 'n hele storie om al hierdie kilometers te reis om wat te doen? Om 'n koning te soek. Hulle het ver gereis oor grense, oor kulture en deur onsekerhede. Hulle het misverstande, ongerief en selfs gevaar gewaag. Maar God lei die wat hom opreg soek. God het hulle gelei. Ons sien later in die vers sê dit die ster verskyn weer en lei hulle persoonlik tot by koning Jesus. Die ster het vir hulle presies gaan wys waar Jesus was. God steek homself nie weg, vriende, vir die wat hom opreg soek nie. Hulle was oorstelp van vreugde, lees ons. Hulle vreugde het toegeneem hoe nader hulle gekom het aan Jesus. Kan jy dink hoe hulle opdaag in Jerusalem en besef, dit is nie waar hy is nie. Waar is hierdie koning? En hulle kry die informasie en Herodes stuur hulle na Bethlehem toe en soos hulle op pad is, word hulle vreugde meer, want hulle word gevul met vreugde, hoe naby hulle aan die koning gekom het. En so vir jou en my vandag, om Jesus te soek, gaan nie oor godsdiens en of oor tradisies nie. Jy sien Herodes en die skrifgeleerdes het vir Jesus gemis, want hulle het gefokus op tradisies en op godsdiens. Maar hierdie wyse manne het 'n koning gesoek om 'n verhouding te hê. Dit gaan oor verhouding. Ons kan die Bybel ken en ons kan kerk toe gaan en ons kan selfs Kersfees vier en ons kan al die mooi tradisies ken en steeds nie regtig vir Jesus soek nie. Kan ons bewus wees in hierdie feesseisoen om vir Jesus te soek? Baie mense soek vrede en genesing en seën en geskenke en dis nie slegte goed om te soek nie. Maar kan ons eers die koning soek? Kan ons eers die Here van die dinge soek voordat ons die dinge van die Here soek? Wanneer ons Jesus opreg soek, ontmoet God ons. Hy sal ons lei, net soos wat hy hierdie wyse manne gelei het. En hy vul ons met vreugde, hoe nader ons aan hom kom. Kan ons maniere vind om Jesus te soek, en wat ons doen in hierdie gedurende hierdie feestyd. Mag jy maniere vind in elke ding wat jy doen saam met jou familie, waar jy gaan, die tradisies wat jy doen, mag jy Jesus insluit en jou kinders leer hoe om vir Jesus te vind in dit wat jy doen. Mag dit nie net goeders wees wat jy doen net omdat jy dit doen, want die tradisie sê dit nie. Kom ons soek vir Jesus. Kom ons gee, want Jesus het gegee. Kom ons leer ons kinders dat ons gee geskenke vir mekaar, want Jesus het sy lewe gegee. Kom ons soek Jesus. En dit wat ons doen, Jeremia 29 vers 13 sê, as julle heelhartig na my soek, sal julle my vind. As julle heelhartig na my soek, sal julle my vind. Kom ons soek die koning van konings. Mag ons Jesus soek en mag jou vreugde toeneem soos jy nader aan die koning beweeg. Maar om die koning te soek is nie die einde van die reis gewees nie, as ons na hierdie storie kyk. Hulle het nie die koning gesoek en toe hulle hom nou kry, so sê, okay, daar's hy, kom ons gaan terug. Nee. Dit lei na die tweede deel van hulle reaksie. In vers 11 sien ons, dit sê, hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En hierdie gedeelte beskryf ek as, hulle het die koning aanbid. Hulle het die koning gesoek en hulle het die koning aanbid. Hulle het neergeval en hom aanbid. Hulle het op hulle knieë neergeval en voor die koning het hulle hom aanbid. Dit was nie oppervlakkige bewondering van, ag, foei tog, kyk, hier is nou 'n 2-jarige, of hier is nog 'n 1-jarige, of kyk, hy lê nog in sy doeke. Nee, dit was eerbied. Hulle het eerbied gehad. Hulle het voor 'n kind gebuig, omdat hulle sy koningskap
erken het. En toe het hulle reissakke oopgemaak en hulle het koninklike geskenke aan hom gebring. Hulle het hom geëer met koninklike geskenke. Goud is 'n geskenk vir konings in daardie tyd en steeds is. Hulle het Jesus as koning geëer, dis hoekom hulle vir hom goud gegee het. Hulle het vir hom wierook gegee, want wierook is 'n geskenk vir God. Dit is die verbintenis tussen ons as mens en aan God, en hulle het erken dat Jesus is die verbintenis tussen ons en God, en hulle het erken dat hy is God. Hulle het hom as God aanbid, en daarom het hulle vir hom wierook gegee. Hulle het vir hom mirre gegee, wat dui op 'n geskenk van lyding en opoffering. Hulle het die koste van die verlossing deur sy dood erken. Kan julle sien hoe hierdie geskenke profeties was? God het vir hulle gesê wat hulle vir hom moet gee. En hierdie geskenke wat hulle gegee het, was nie net random geskenke nie. Dit was geskenke wat hulle gebring het omdat hulle weet Jesus is die koning van konings. Hy is God en hy is die een wat sy lewe gaan gee en opoffer sodat ek en jy lewe kan hê. Hulle het gegee wat waardevol, betekenisvol en doelbewus was. En daarom het hulle die koning van konings aanbid. Hulle ontmoeting met Jesus het hulle rigting verander. Kan jy dit sien? Hoor vers 12. Vers 12 sê: en omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Hulle het die koning ontmoet. En soos hulle die koning ontmoet het, het hulle ontmoeting met God gehad, wat vir hulle gesê het, moenie in dieselfde rigting teruggaan nie, gaan in 'n ander rigting terug. Jy kan nie dieselfde manier verlaat, nadat jy ontmoeting met Jesus gehad het nie. Jy gaan nooit dieselfde weg, nadat jy Jesus ontmoet het nie. En so aanbidding is nie net sang nie, vriende. Wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, dit is nie net sang, ons sing mooi liedjies saam en ons lig ons hande op. Dit is nie al wat aanbidding is nie, dit is om ons posisie, ons beheer en ons trots voor Jesus neer te lê. Hulle is die wyse manne gewees van 'n ander land, manne met hoë aansien, wat baie waarde het. En hulle het gekom na 'n koning toe, en hulle het hulle knieë voor hom gebuig. Hulle het hom aanbid, en hulle het hulle beste gegee. Aanbidding is om ons posisie te verander, ons beheer en ons trots voor Jesus neer te lê. Ons bring nie goud en mirre nie, vandag meer nie, maar ons bring ons lewens. Ons bring ons tyd. Ons bring ons gehoorsaamheid. Ons bring ons vrygewigheid. Ons bring ons vertroue en ons bring ons liefde, soos dat ons saamkom as mense vandag. En dit verander die rigting hoe ons leef, hoe ons kies en hoe ons vorentoe beweeg. Want aanbidding voor die koning van konings verander ons. Dit verander dinge en dit laat ons nie toe om in dieselfde manier terug te gaan nie. Vraag is, vir wie buig ek en jy ons knieë? Wat aanbid ons? Die verander, is jou aanbidding daarop gerig om hom te eer en te verheerlik? Want Jesus sê aan die Samaritaanse vrou, toe hulle by die put was in Johannes 4, sê hy, daar kom egter 'n tyd, en dit het reeds aangebreek, wanneer die egte aanbidders die Vader uit 'n hegte verhouding met die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader verkies dat die mense hom so aanbid. Hoe mooi is dit? Daar kom 'n tyd, en daai tyd het aangebreek, wat ons hom sal aanbid in gees en in waarheid. Elke knie sal buig en elke tong sal bely. Hoe is hierdie boodskap
van toepassing op jou en my. Wanneer ons kyk na die lewens van die wyse manne, as ons die wyse manne se storie, baie keer luister ons of ons lees hierdie stories en dit is amper 'n animasie in ons koppe. Ons het dalk dit op 'n toneel gesien of in 'n storieboek gesien. Maar kan jy vanoggend beleef dat dit is nie animasie gewees nie. Dit is wyse manne wat ver gereis het om 'n koning te kan sien en eerbied aan hom te gee. En wat kan ek en jy leer uit hulle storie? Hoe kan ons reageer? Ek en jy staan voor dieselfde uitnodiging. En daai uitnodiging is, sal ons die koning soek? Of sal ons net hierdie seisoen vier? Want is net nog 'n feesseisoen. Dit is wat die skrifgeleerdes en die fariseërs gedoen het. Dit was net nog 'n feesseisoen. En hulle het die koning van konings gemis in hulle midde. Sal ons die koning aanbid? Of hom bloot net erken? O, dis mos Jesus. Hy is mos soos 'n babietjie gebore. Nee, vriende. Hy is meer as net 'n babietjie wat gebore is. Hy is die koning. Hy is die prins van vrede. Gideon het so mooi gelees in Jesaja 9. Die wyse manne wys vir ons die patroon. Soek hom opreg, ontmoet hom persoonlik, aanbid hom volkome en gaan veranderd weg. Nee? Soek hom opreg, ontmoet hom persoonlik, aanbid hom volkome en gaan veranderd weg. Kom ek bid vir ons. Here, dankie dat ons vanoggend Jeremia 29 vers 13 kan verklaar. Dat as ons U heelhartig soek, dat ons U sal vind. Dankie dat ons ook nie meer 'n kind soek wat in 'n krippie lê nie, Here. Maar Jesaja 9 vers 5 sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. En hy sal die heerser wees met die koninklike titels, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Dit is wie ons aanbid vanoggend. Dit is wie ons soek. En mag U Uself aan ons openbaar. Mag wanneer Here ons nou die nagmaal gebruik, mag U deur elke persoon kom openbaar vanoggend dat U is God. Mag U opnuut, Here, vir ons kom spreek wie U is. En Here, mag ons in hierdie feesseisoen U soek. En alles wat ons doen, Here, mag ons U aanbid vir wie U is. Dankie, Here.